In Januarie stap ons dogtertjie in by 'n nuwe skool, graad R. 'n groot oorgang vir haar, maar ook vir ons. Kyk om haar te sien met haar bietjie te groot skoolklere aan haar klein lyfie, het maar gemaak dat my oë my deur die dag geplaai het, met 'n nattigheid wat ek moes afvee. Kyk, ek dink dit was net stof, definitief stof. En so na die eerste dag kom sy by die huis en baie opgewonde vertel ons haar van hoe oulik haar juffrou is en sy sê alles wat hulle gedoen het. En ek vra toe die een vraag waaroor ons heeltyd bekommerd is. Vra, met wie het jy gespeel? En sy haal diep asem, hartseer. Niemand nie. Ek het vir 'n groepie dogtertjies gevra of ek met hulle kan speel. Kyk, sy is baie ordentlik, ma se kind. En weet julle wat sê hulle vir haar, my oulike dogtertjie? Nee, jy kan nie met ons speel nie. Jy is nie welkom nie. En ons almal, jonk, oud, ons leef met hierdie vraag, is ek welkom? Ons wil hoor, ek sien jou, ek kies jou. En so vroeg as op die skoolgrond tel ons dit op. Daar is tafels waar ek welkom is, en tafels waar ek nie is nie. En daar is kriteria, dikwels, waar volgens jou aan moet voldoen om te kan kwalifiseer. So vandag gaan oor tafels. Oor die tafel waar ons kies om te sit en ook hoe ons plek maak verander. So ons fokus hierdie reeks op die een uitnodiging wat aan ons gestel is hierdie jaar en dis om te fokus op verhoudings. En vandag gaan ons stilstaan by hoe kan ons 'n gasvrye hart kweek? Dis dalk nie vir die verhoudings in die 4 mure van my huis nie, maar dit maak daagliks deel uit van ons lewe. So met dit as agtergrond, luister saam met my na vandag se skrifgedeelte. My broers en susters, hoe kan julle beweer julle glo in ons Here Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, terwyl julle sommer so op die uiterlike af tussen mense diskrimineer? Gestel daar kom iemand in julle samekoms in met dierjuwele en baie mooi klere aan, en daar kom terselfdertyd ook iemand wat brandarm is en verslete klere aan het. As julle dan 'n ophef maak van die persoon met die deftige klere en julle sê vir hom, "U moet asseblief hier gemaklik kom sit," maar vir die arme man sê hy, "Jy kan maar daar een kant gaan sit, of kom sit hier op die vloer," sal julle nie toegee dat julle diskrimineer en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie. Luister my geliefde broers en susters, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof nie? Is dit nie hulle wat die erfgename is van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? En tog beledig julle die arm persoon. Is dit nie juist die rykes wat julle onderdruk nie? En is dit nie hulle wat julle voor die hof sleep nie? Is dit nie juist hulle wat Christus, wie se naam julle as Christene dra, belaster nie? Julle doen inderdaad die regte ding as julle God se koninklike wet uitleef, soos dit in die skrif staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle teen mense diskrimineer, doen julle sonde, want juis hierdie wet brandmerk julle dan as oortreders. Nou Jakobus roep sy lesers en ons om harte te kweek wat gasvry is. En om dit te doen, ons eerste uitnodiging, kom sit aan by sy tafel en bly daar. Nou het jy gesien hoe Jakobus hierdie stuk begin? Hy herinner hulle aan die grootste realiteit, dat die heerlikheid aan ons Here, Jesus Christus behoort. En dis belangrik, want as ons dit uit die oog uit verloor, dan is gasvryheid nie moontlik nie. Heerlikheid of glorie verwys aan wie die hoogste plek aan behoort, wie die grootste bewondering, die ereplek verdien. En Jakobus kom stel dit omwonde, met geen ifs om maybes nie. Hy sê, dit behoort aan Jesus. En is dit hoe jy dit sien? Want as dit is die natuurlike reaksie om aan sy tafel te wil sit. En dan is die vraag, hoe kry ek plek aan sy tafel? In ons samelewing werk dit so. Jy moet jou plek verdien, of jy moet die beste sitplek koop, of jy verdien dit deur wat jy kan bydra, of dit nou kennis of koneksie, ondervinding of hulpbronne is. En hoe meer jy het om te bied, hoe beter is jou sitplek.
Nou Jakobus se lesers se harte en daarom hulle optrede was nog gesetel in hierdie stelsel. Hulle het ingekoop in die formule dat jou sitplek is gelyk aan wat jy bydra. Of om dalk te leen by ons reeksnaam, mens plus wees is gelyk aan jou bydra. En dan maak dit sin dat hulle vir die ryke 'n ereplek gee. Hy het immers iets na die tafel toe om te bring, en daar kan hy hulle 'n bietjie help om een trappie hoër te klim. Maar Jakobus roep hulle en ons om te onthou dat daar is 'n ander tafel waartoe ons genooi word. God se. En vir 'n plek aan sy tafel is daar net een reël. Jy kan niks bring nie. Jou plek is nie iets wat jy kan verdien nie. Dis 'n geskenk wat jy net kan ontvang. En alles begin hier. En as ons dit mis, dan mis ons alles. Dat voordat gasvryheid iets is wat ek moet doen, is dit iets wat ek moet ontvang. En 'n geskenk kan net op een manier ontvang word. En dis met oop hande. Iemand wat sy hande en sy hart vol is, vol prestasie en besittings en selfvertroue, het nie plek om 'n geskenk te ontvang nie. En dit is hoekom, en hoor mooi, want dit klink dalk verkeerd tot jy verstaan, maar dis hoekom God 'n ereplek aan armes gee by sy tafel. Onthou jy Jakobus se vraag, kies God nie juist die uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in geloof nie. En dis nie om armoede te romantiseer nie, daar's niks romanties aan hongerte nie. Maar die arme weet reeds iets wat ek so maklik vergeet, dat my hande is leeg. Ek het niks om te bring nie. Die arme probeer nie sy redding te koop met goeie dade nie. En dis hoekom Jakobus sê, die heerlikheid behoort aan Jesus. Want hy is volkome. God het niks van ons nodig nie, want alles behoort reeds aan hom. Het jy onthou wat doen Jesus? Hy gee sy plek op aan die hoof van die tafel. Hy word gebore as 'n mens. Hy word in 'n krib neergelê. Hy het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. En dan eet hy saam met die verstotenis. Hy word bespot, geslaan en uiteindelik gekruisig, sodat daar vir my en jou plek kan wees. So die eerste woord oor gasvryheid is nie maak plek vir ander nie. Dis eers, kom sit. Die tafel is vir jou gedek. En wat ook al jou verskonings is, vir hoekom jy nie hier kan sit nie, wat ook al jy oor skaam is die uitnodiging steeds kom. Kom met leë hande. Jy kan niks bewys nie, jy hoef nie te probeer om te kwalifiseer nie, daar's klaar 'n stoel vir jou. So kan ek jou vra, het jy al jou plek ingeneem? En soos vir Jakobus se lesers is ons ook uitdaging om, wanneer ons by die tafel van God gaan sit het, om daar te bly sit. Want kyk, is so maklik om op te staan van hierdie tafel van genade en te skuif na 'n ander tafel waar ek en ander hulle plek moet verdien, waar ek my hande probeer volmaak. En wanneer ek dit doen, wanneer ek opstaan, dan begin ek na ander mense te kyk. Ek weeg hulle soos wat ek dink ek geweeg word. Want as ek my plek moet verdien, dan moet ander ook hulle plek verdien. Maar as my plek 'n geskenk is, kan ek nie anders om ook ander as gaste te sien nie. So aan God se tafel is die formule dan so, mens plus wees is 'n geskenk. Jy het niks gedoen om gebore te word, om hier te wees nie. God het jou klaar gekies. En hy hou aan om jou te kies. Hy hou aan om jou te nooi om by sy tafel te sit. En dis hierdie realiteit wat dit vir my moontlik maak om 'n gasvrye hart te kweek. En dis hoekom ons by mekaar kom om te aanbid, om ons te herinner, ons is genooi na God se tafel. So hoe maak ons dat ons hart 'n gasvrye plek raak? Ons doen dit, sê Jakobus, deur om aan die koninklike wet, om jou naaste lief te hê soos jouself, om daarmee te leef. Nou dalk onthou jy hoe 'n wetsgeleerde een keer na Jesus toe kom en jy hierdie vraag vra, maar wie is dan my naaste? En hoe Jesus 'n storie vertel van die barmhartige Samaritaan. Jy onthou, 'n man is op reis, rowers val hom aan, besteel hom en los hom vir die dood langs die pad. En twee mense, godsdienstig is, loop verby hom, hulle sien hom,
maar hulle kies 'n ander pad. Die teks sê nou nie vir ons hoekom nie, maar daar is dikwels een van 3 stories wat ons vir onsself vertel oor 'n ander, oor 'n vreemdeling. Ons sien iemand, en dalk is die storie wat ons onsself vertel, dis seker sy eie skuld. Hy moes nie daar alleen geloop het nie. Dit is die oordeelstorie. Of ons vertel onsself die skaarsste storie. As ek gaan stop, gaan dit my iets kos. En waar gaan dit eindig? Deur te gee het ek minder. Dalk die 3de storie, dis die aanspraakstorie. Wat ek het, dis myne, dis my tyd. Ek het baie dinge om te doen, en dis my dag. Nou hierdie 3 stories word so maklik wegkruipplekke. Want is moeilik om gasvryheid plek te maak as een van hierdie stories of al 3 gelyktydig in my hart is. En hierdie 2 godsdienstiges reageer met 'n woord wat ek dink ons so goed ken in Suid-Afrika. Xenofobie. Dis vrees vir die vreemdeling. Nou ek wil nie wegskram van hoe uitdagend dit is of hoe kompleks die situasie is nie, maar daar is regte druk. Ons grense word nie behoorlik bestuur nie, en daar is korrupsie, en dan is daar mense wat uitgebuit word, immigrante, wat bereid is om te werk vir minder as plaaslike werkers, wat voel hulle word verdring, en dis nie ligte sake nie, hulle is werklik. Maar hoor wat doen ons daarmee? Ons vat regte gruwe, en ons span hulle in as presies dieselfde 3 stories, net groter. Ons sê dalk, dis hulle eie skuld, hulle het niks gedoen aan die situasie in hulle land nie. Of ons sê, daar is nie genoeg vir almal nie. Ons dink dalk, dis ons land, ons was eerste hier, en so oordeel, skaarste aanspraak. Stories wat ons weerhou om hierdie mens te sien. En so word 'n hele mens, 'n ouer, 'n kind, wat ook net wil leef, 'n kategorie waarby hy kan wegloop. En ons sien 'n probleem, ons sien daar kompetisie, ons sien nie die mens nie. Nou die Nuwe Testamentiese woord vir gasvryheid is letterlik philoxenia, die liefde vir die vreemdeling. En dit is waartoe ons geroep word om te leef met die wete dat mens plus wees is 'n geskenk. So vir ons om harte te kweek wat gasvry is, vra dit om te kyk na ander met sy oë. En onthou jy hoe Jesus gekyk? 2 stories. Saggeus, 'n ryk hooftollenaar, hy's gehaat deur die mense omdat hy hulle uitgebid het. Hy is laaste op enigste gastelys. Mense kyk af op hom. Hy klim op 'n boom waar Jesus hom raak sien. Jesus sien 'n mens en hy sê vir Saggeus, Saggeus, kom af, want ek gaan vandag by jou kom eet. Jesus nooi hom na Saggeus toe voor hy verander. Jesus sien hom raak en by die tafel saam met Jesus verander Saggeus se hele lewe. Tweede gebeurtenis saam met Jesus, 'n ryk jong man kom na Jesus toe en hy kniel en hy vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? En dan beskryf Markus dit dat Jesus na hom gekyk en hom liefgehê. Die jong man hoor hoe Jesus hom roep om alles wat hy het, dit waarvan sy hart en sy lewe vol is, weg te gee, sodat hy met oop hande kan ontvang. Maar jy onthou, hy loop weg, want sy hand en sy hart is net te vol. Sien jy wat gebeur? Een man ontvang, een man loop weg. Maar wat konstant is Jesus se kyk, se omgang. Dis presies dieselfde. Sy liefde het nie afgehang van hulle rykdom nie, en ook nie van hulle antwoord nie. Hy het na albei gekyk en 'n mens gesien as 'n beelddraer van God, iemand met waardigheid. En dis hoe God na ons kyk, en dis hoe God ons nooi om na ander te kyk. Nou die Samaritaan, iemand wat die Jode op neergekyk het, hy illustreer iets van wat gebeur as ons soos Jesus kyk. Hy sien nie 'n probleem nie, hy sien 'n mens. En weet jy hoe leer ons om so na ander te kyk? Dis dikwels nie met meer inligting nie, maar dis om nader te kom, dis met nabyheid. Want kyk, in die gemak van my huis en op my foon, waar die algoritmes my wys, wat my vooroordele bevestig,
ontmoet ek en sien ek nooit 'n mens nie. Ek ontmoet elke keer net die storie oor wat ek vir myself van hulle vertel, oor en oor. Maar om met sy oë te kyk, moet ek doelbewus naby genoeg mense kom. Mense wat anders is as ek, want daai interaksie met 'n persoon verander my perspektief. En ek het dit op 'n onverwagse plek geleer. Tydjie gelede het ons as span Zandsprei die informele gemeenskap besoek. En ons het deur die strate geloop en jy weet dalk hoe dit lyk. Daar spore van armoede op elke vlak. Maar by een huis het 'n ou tannie ons ingenooi. En ek het gegaan en ek het gaan sit en net oor 'n koppie tee. Het sy my vertel van haar lewe, oor haar vreugde en die blydskap van haar familie, maar ook van haar drome, haar bekommernisse, haar vrese. En ek het gedink, ek gaan Zandsprei toe asof ek 'n gasheer is, iets wat ek kan gee. Maar in daai eenvoudige sinkhuisie is ek ontvang as 'n gas. En ek kon weer sien dat ten diepste is ons dieselfde. Ons is mense met vrese en drome, mense wat liefhet, wat huil en lag. Nou in die wêreld se oë het sy niks gehad om te gee nie, maar sy het my 'n gesig gegee waar ek dalk 'n probleem verwag het. Sy het my gehelp dat my oë weer gesond word. En dit is so maklik vir ons wat het om onsself te isoleer, om in ons gemaksone te bly. Maar as volgelinge van Jesus, wat die hemel verlaat het, wat mens word, roep hy ons uit ons gemak uit. En elke maand het ons so 'n geleentheid hier in ons Mosaïek familie, waar jy kan deel word van 'n missio projek, waar ons gaan na daai plekke van swaar kry, om daar soos Jesus te dien, om in kontak te kom met dit wat en hulle wat ons so maklik vermy, om te ontdek en weer te onthou, mense is nie 'n probleem of onderbreking nie, mense het waardigheid. So kan ek jou nooi dat in hierdie week, dat jy elke aand sal terugkyk oor jou dag en net reflekteer, hoe het ek vandag na ander gekyk? Het ek hulle gesien as 'n probleem, of het ek hulle gesien as 'n geliefde van God? En dan, hoe kan ons hierdie gasvrye hart steeds bly kweek in ons hart? En dit is om plek te maak vir verander. Nou om plek te maak beteken, dit gaan my iets kos. En dit is wat Jesus vir ons kom modelleer het. Jesus lê sy lewe af om plek te maak vir ander. Nou hoe maak ons plek in ons lewe? Nou een van die dinge wat plek maak in ons lewe nie moontlik maak nie, is die gejaagdheid waardeur ons deur ons lewe gaan. As my lewe te vol is, dan beweeg ek van een afspraak na 'n ander afspraak. So ek moet spasie in my lewe skep en dit verwelkom dat daar onderbrekings kan wees. Nou ek het gesien dat my tegnologie haal my dikwels uit 'n spasie uit. So in hierdie week het ek daarmee geëksperimenteer om net my oorfone uit te haal as ek tussen mense beweeg, sodat ek hulle kan raak sien. Ek het gekies dat tussen afsprake ek dalk net 'n paar minute los, dat ek nie so vasgevang raak in my eie lewe, dat ek nie die mens kan raak sien nie. En dan vra dit ook, tweedens, om 'n gasvrye hart te kweek, is ook om te oefen om die tweede viool te speel. Beteken dalk dat by 'n vierrigting stop, gee ek iemand anders 'n kans. In 'n gesprek hoef ek nie die laaste woord te hê nie. Ek maak plek vir ander deur te oefen, hierdie klein gewoontes, sodat ek ander kan raak sien. En dan die derde manier om plek te maak vir ander, is om te weet dat dit my iets gaan kos. Nou dis een plek om te begin, is om vanuit jou surplus te gee, en dis goed, en dis 'n goeie plek om te begin. Maar soos wat ons saam met Jesus stap, nooi hy ons ook verder. Dit nooi ons dalk om, dat die mense wat in ons omgewing is, dalk die werker in jou huis, die werkers saam met jou, om hulle storie te leer ken, maar dalk ook agter te kom, wat se sisteme is in plek? Wat se sisteme buit uit? En hoe spreek ek dit aan? Want dit is waartoe Jesus ons roep.
Nou wanneer ek opgee, en dalk beteken dit iets so prakties as om nie dadelik op te gradeer nie. Wanneer ek kyk en spasie maak in my begroting, dan gee ek op, sodat 'n ander persoon kan leef. En soos wat ons plek inneem aan God se tafel, hy wat dit gee vir jou as 'n geskenk. Hy wat jou keer op keer nooi na die feesmaal wat vir jou voorbereid is. Hy wat jou verwelkom. Mag ons hom vra om ook vir ons harte te gee, om ander te verwelkom. Die een groot aanklag teen Christene is dat dit dikwels plekke is, mense is wat voel, ek moet eers verander voor ek welkom is. Dink hoe sou dit wees, as elke interaksie met 'n volgeling van Jesus, mense sal wegstap met die wete, ek is ontvang, ek is gekyk na as iemand wat waardigheid het, ek kon myself wees. Mag die Here ons harte so vorm en verander. Kom ons bid saam. Here, vandag kom staan ons stil by hierdie groot geskenk wat U aan elkeen vir ons bied. En dis om te kom sit by U tafel. Dankie dat U alles gedoen het, dat U lewe afgelê het, sodat ons by U kan kom sit. En Here, help ons om te bly sit, om ons hart te gee vir U koninkryk. En in ons interaksie met U, Here, om ons harte te verander, sodat ons ook met oop harte teenoor ander kan leef. Here, help ons om vreemdelinge lief te hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.